Consider the lilies, they don't toil nor spin, and there's not a king with more splendor than them. Consider the sparrow, they don't plant or sow, but they're fed by the master who watches them grow. Nou, daarom julle, Consider dis 'n wêreld waarin ons woon. Ek wil uit Lukas 13 vers 22 wil ek gou vir julle dit hierdie lees. nor spin. Ons het wanneer laas het jy 'n prediker oor die Noupoort hoor preek? There's not a king with more Dink gou terug. splendor. Gaan in die argiewe. Trek die leer uit wat vol stof is. Ja, jy wat hulle nie baie uithaal nie. Ek kom vandag na julle om vir julle te sê, daar's 'n Noupoort. En dis die een wat hemel toe gaan. Weet julle hoe weet ek het? Ek het dit gedroom. En ek weet van julle het dit al gehoor, maar ek wil vandag oor hierdie uitsending, hierdie droom vertel, dat mense dit kan besef. So spreek God in 'n naggesig, in 'n droom. Job 33:14. Wanneer die mens sy hoof op sy bed neerlê, dan kom God, sê hy, om die seël op sy hart te druk, sodat hy nie in die kuil sal val nie. Ek droom eendag, hoor gou hier. Droom ek staan in 'n rytjie, 1, 2, 3, 4 mense voor my en hier's ek. Nou staan ek hier. Nou in hierdie droom dog ek, wat soek ek hier? Nou kyk ek so verby die rytjie hierso en ek sien net maar daar so klein deurtjie daar, so koepeltjie so. Hy's net so hoog, hoor. Net so. Deurtjie. Ek sê, okay. Alright. Dan staan ek hier. Toe ek so links kyk julle, toe's daar 'n groot poort. Wat so groot is, maar hy's deur aan 'n kant, né? Seker soos die hele dorp Brits, so groot is die poort. Né? En ek sien massas en massas en massas en massas mense stroom deur hom. So vir hele wêreld deur hom stroom. Nou kyk ek so daar. En ek kyk hierdie klein deurtjie hier en ons is net 4. Die massas moet reg wees. Die meerderheid is mos altyd reg, né? En die minderheid verkeerd. Tikkie ou voor my op die skouer, wat hy voor my staan. Hy draai om en kyk so verby, sê, ja, kan ek jou help? Ek sê, vir hoorie man, hoe gaan almal daarin? Ek sê, vir moet ons nie ook al wees nie? Ek sê, almal gaan daarin, check hoe groot sy poort. Hy kyk my so, hy sê vir my, hy sê, man, ek weet nie van jou nie. Hy sê, maar ek weet dat ek hoort hier, en hy draai om en hy kyk weer voor hom. Baie interessant, hy laat hom nie deur my aflei nie. Hy draai om en hy kyk weer voor hom. Hy laat hom nie wegtrek deur allerlei praatjies nie. Hier is julle, daar gaan ek in 'n tweestryd in daai droom. Nee, jiggie. Nee, vet, nee, wag 'n bietjie. Wow, nou moet ons nie daar wees nie. Moet ek nie daar wees nie. Julle en jy weet hoe dit in die lewe is, so touch of go. Of jy stap oor na die ander kant toe. En terwyl ek in hierdie stryd is, kom die stem van God by my. En ek hoor my naam, hoe sê die Here, Wally, bly hier, jy hoort hier. Ag julle, toe kan 'n bulldozer my nie uit daai tou uitstoot nie. Ek het die stem van die Here gehoor. Gof, ek's geplant. Ek gaan nie in. Ek gee nie om 'n klein saai deurtjie nie, ek gaan daar deur. En ek sal nooit vergeet nie, toe ek by die toutjie kom, Pieter het met die kamera, né? Toe ek by die deurtjie kom, toe gaan ek so af, so op my knieë, né? So, ek krul myself so op, ek steek my arm so deur, van my kop, hierdie arm die kant toe, en ek squeeze myself daar deur. Weet julle wat was wonderlik? Toe ek my kop so optel. Wil jy, dit was die mooiste gesig in my lewe, my vriend. Die gras
lemmetjie groen. Joe, is mooi, né? Hop, gaan hy so en hy gaan dit so laagte af. Lê dit so oop voor my en 'n goue stad reg voor my. Ek gaan so, ja, so dankbaar is ek het gebly. Maar die volgende oomblik kom daar 'n skok so deur my. En ek wil kyk wat van die ander mense. En ek gaan so, en ek kyk so na die ander kant toe waar die groot poort was. En ek sien 'n geweldige diep kloof. En ek sien hoe stroom, Piet, daai miljoene, stroom so in die hel en so, deur die poort aan die ander kant. Moet laat niemand vir jou vertel, easy squeezy, maklike weg, nee. Ag ja man, nee, glory, 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 nee. Ek wil iets vir julle sê, as die woord van God sê, dat die poort nou is, en dat die pad smal is, my vriend, hy's nou en hy smal, en hoor wat staan hier, hy sê, stry hard, vers 24, om in te gaan deur die nou poort, maar nou weet ek, daar's mense wat sê, maar jy kan nie sonder werke geword nie, wat se geharde stryery is dit met jou? Maar hulle weet nie dat die Here eintlik van die werke van die wet gepraat het, nee, dat sonder die Gees jy nie gered kan word nie. Maar daar is 'n stryhart wat binne in my en jou geplant moet word, om dieper by Jesus Christus in te gaan, en so diep as moontlik binne in hom te bly. Jy moet alles in jou vermoë doen, jy moet die woord dag en nag lees, jy moet soveel as moontlik tyd in gebed spandeer, jou mond, jou hart, moet mense van Jesus Christus vertel, jy moet 'n uitgesette lewe vir hom lewe, o julle, want moenie dink, dat daar is nie 'n trekkrag na daai groot stroom nie. Ek het in daai droom 'n trekkrag ondervind om my van die nou weg te trek, 'n geweldige krag. Soveel so dat ek amper weggegaan het. En ek kom na kinders van God, wat vir jou, waar dalk vir julle gesê word, ek weet nie deur wie nie, moenie worry nie, ek sê vir hulle, pas op, ek wil sê worry. Ons is in 'n donker wêreld, met baie verleidinge, wat die vlees wil hê, en sommige gaan soek skrifte, om hulle sonde te kan doen. Ja, maar ou kan, jy weet, jy kan maar drink, en jy kan maar hierdie, en jy weet, en daai, en jy weet, as iets soos genade, wat alles bedek, en jy weet, en hy gaan soek skrifte, sodat hy in sy vlees kan bly, en aanhou doen wat hy in sy vlees doen, sodat hy nie hoef getransformeer te word na die Gees nie. Terwyl Romeine 8 vir ons sê, maak dood die werke van die vlees, deur die Gees. Klink vir my of al 'n bietjie werk betrokke by is. Maak dood die werke van die vlees, deur die Gees. Julle sien, jy word nie deur werke gered nie, deur die werke van die wet kan jy nie gered word nie, ja. Maar daar is iets wat ek en jy moet doen, wat 'n strewe en 'n ywer en 'n soeke na God is, julle, wat ons 'n geestelike dissipline op ons lewe begin sit, en om nader aan God te beweeg, waar jy moeite moet maak, Piet, om sekere dinge uit jou lewe uit te skuif, wat soos 'n dwarshout, soos 'n struikelblok in jou pad kom tussen jou en God. Julle stry hard, om in te gaan deur die nou poort, want ek sê vir julle, hulle sal probeer om in te gaan, en hulle sal nie in staat wees nie. Hoekom nie? Hoekom sal hulle nie in staat wees nie? Omdat hulle hierdie wêreld te lief. Hoekom is hulle nie in staat nie? Want hy wil nie hierdie wêreld los nie, hy hou nog aan hom vas. Maar hy hou ook aan Jesus vas, maar hy wil nie daai een los nie. Eventually, gaan hy Jesus los, en hierdie wêreld gaan hom vat. En jy moet alles in jou vermoë doen, Here, om nie meer te leef in hierdie wêreld nie. Hierdie wêreld en sy begeerlikhede moet dof word vir jou, en die glans van Christus moet oor jou skyn. Amen. Nou, hoe lank loop ons al, Piet? Is ek alright? 27, right, ek gaan klaarmaak vir ons. Ek moet net vir julle gee wat die Here vir my gee. Matteus 24, hoor net hier, hoor wat staan hier in Matteus 24, vers 10. En dan sal baie tot struikeling gebring word. Wanneer is hierdie dan?
hierdie tye nou. En mekaar verraai. En ek praat van Christene, gaan Christene verraai en hulle aan die anti-kris oorgee. En mekaar haat. Christene gaan mekaar haat. Nie net die wêreld die Christen nie. Hoor vir my vandag. Christene gaan Christene verkoop. Hoor vir my vandag. Hulle wat nie die volle weg wil loop nie. Hulle wat nie bereid is om hulle lewens neer te lê nie, en hulle wat nie bereid is om hulle kruis op te lê nie. Hulle wat sy eie lewe wil red in hierdie wêreld, sê die woord van die Here, sal dit verloor. Hoor nou hier. Mekaar haat, baie valse profete sal opstaan en baie mense sal mislei. Hierdie is nie die merk van die dier nie, jy kan hom afvat. Baie valse profete sal opstaan, maar hoor nou hier, en baie mense mislei. En omdat die ongeregtigheid vermeerder word, sal die liefde van die meeste verkoel. O julle, ongeregtigheid is op sy, ek wil sê man, het oes uit die hel uit op die oomblik. Nou, dis die wêreld vol. En hy het 'n glans, moenie dink hy stink nie. Hy stink in die gees, ja, maar hy stink nie in die vlees nie. En die vlees ruik die ongeregtigheid lekker en hy het trekkrag, want dit is iets wat met die vlees geïdentifiseer moet word. En ek kom na julle en baie valse profete, baie mense mislei, en omdat die ongeregtigheid vermeerder word, sal die liefde van die meeste verkoel. Liefde vir God, liefde vir die woord, liefde vir die binnekamer. 'n tipe van liefde wanneer 'n vriend sy lewe vir sy vriende sal neerlê. Sal die liefde van die meeste verkoel. O Here Jesus, help ons. Dis wat ek wil sê op hierdie oomblik. Ek wil vir jou vra, meet gehou, is jou liefde nou vir Christus nou op die toppunt van jou lewe? Of was daar 'n tyd wat hy warmer was? Het daar nie dalk 'n tipe van 'n verkoeling by jou plaasvind nie? Lei jou binnekamer skade? Lei jou tyd met die woord skade? Het jy jou getuienis verloor? In die begin was jy so aan die brand vir die Here. Nou praat jy selde oor Jesus. Of praat jy nou meer van Jesus as ooit? Meet die liefde. Julle, liefde doen iets. My vrou het my lief, daarom neem sy my in haar arms en sy druk my teen haar vas. Liefde doen iets. Nee. As die liefde van Christus brandend in jou is daar 'n aksie by dit, daar's 'n werk saam met die liefde. Nee, iets wat jy doen. My vrou sê altyd vir my, moenie vir my sê jy het my lief nie, wys my. Moenie sê jy het Jesus lief nie, wys my jy het Jesus lief. Dit is 'n groot ding hierdie. En omdat die ongeregtigheid vermeerder word, in die laaste dae sal die liefde van die meeste verkoel. Maar, wie volhard? Volhard. Ek wil 'n bietjie klem lê op daai woord. Volhard. Dit klink vir my, daar's 'n werk van 'n passie en 'n stap en 'n vorentoe dryf in Christus. Wie volhard? Volhard is vir my, maak nie saak wat 'n versoeking word na my toe gegooi nie, ek weerstaan dit, ek bestraf dit. Ek gryp na die woord, ek gryp na die ewige lewe, ek roep na Jesus Christus, ek sit alles binne in my in werking, in 'n volharding om hom te dien. Maar wie volhard tot die einde toe, hy sal gered word. Moenie getuig oor wat jy 10 jaar terug vir die Here gedoen het nie, wat doen jy nou? Jy kan getuig oor wat jy 10 jaar terug gedoen het, as daar ook 'n nou getuienis is. Hoor julle wat ek sê? Maar dit help nie ons getuig net van die past tense nie, maar daar is nie 'n present tense nie. Hoe staan ons nou? Julle, ons liefde mag nie verkoel nie. Kom ons gaan weeg ons lewens. Mene tekel u varsin. Onthou julle daai een? Wie was dit? Belsasar.
in die boek van Daniël. Die hand skryf teen die muur. Mene, tekel ufarsin. Geweeg. Geweeg. U is te lig bevind. Ek wil gou vir julle sê, al wat gewig het, is wat en wie jy in Jesus Christus is. Niks anders het gewig nie. Ons maak ons oor toe. Vader, ons kom vanoggend na U in die naam van Jesus Christus, U Seun. Dankie, Here. Daar is nie 'n ernstiger tyd as nou nie. En ons roep, Vader, penetreer ons met die Heilige Gees, Here. Raak ons aan in U liefde, vul ons met U krag, Here. O Here, my God, dat ons U woord sal spreek en die woord sal bly, U woord sal eet. Here, my God, die kleed van hierdie wêreld sal afwerp, Here, my God, en ons sal aantrek met die kleed van die Gees wat in Christus is, Here. O Vader, sodat die koninkryk van die hemele uitgebrei sal word, Vader, Here, my God, Vader, dat siele die koninkryk sal inkom, my God en Vader, Here, en 'n verlore gaande wêreld gered kan word. Gebruik ons as kragtige instrumente in 'n tyd soos nou. Ons dank U daarvoor en ons ontvang dit in Jesus Christus se naam. Amen. Amen. They don't plant or sow, but they're fed by the Master who watches them grow. We have a heavenly Father above, with eyes full of mercy and a heart full of love. He really cares when your head is bowed low. Consider